Vader, Seun, Heilige Gees, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde van alles wat bestaan. U is die ewige God, vir wie 1000 jaar soos een dag is, en een dag soos 1000 jaar. U heers oor tyd en ewigheid, en aan die liefde en trou is daar geen einde nie. Dankie dat ons voor U mag verskyn en genade by U vind. Ontmoet ons vanaand deur U woord en U Gees, sodat ons kan lewe. Amen. Broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus. Kom ons maak die Bybels oop by 1 Samuel hoofstuk 28. Ek bid vir ons. Here onse God, baie dankie vir die stilte van hierdie laatmiddag vroeë aand, hier op die eerste dag van die week. Hierdie dag wat ons die opstanding van Jesus uit die dode gedenk, die uitstorting van die Gees, en waar ons saam met miljoene Christene in hierdie dag op hierdie aarde voor U in aanbidding verskyn het. En Here, ons het U geloof met ons sang, en ons wil graag U stem hoor uit die woord vanaand. Spreek dan, Here, ons luister. Amen. Daardie tyd het die Filistyne hulle leers vir die stryd begin oproep om teen Israel oorlog te maak. Akis het vir Dawid gesê, jy weet natuurlik dat jy en jou manne saam met my in die leer moet optrek. En Dawid het vir Akis gesê, maar u weet tog wat ek nog altyd doen. Toe sê Akis vir Dawid, daarom stel ek jou vergoed aan as my leiwag. Samuel het te sterwe gekom en die hele Israel het oor hom gerou en hulle het hom in sy stad Rama begrawe. Saul het ook die dode besweersters en waarsêers uit die land verban. Die Filistyne het bymekaar gekom en kamp gaan opslaan by Sunem. Saul het die hele Israel bymekaar gemaak en kamp opgeslaan by Gilboa. Saul het die kamp van die Filistyne gesien, hy was bang en sy hart het benoud geklop. Hy het die Here geraadpleeg, maar die Here het hom nie geantwoord nie, nog deur drome, nog deur die Urim, nog deur die profete. Saul het toe vir die amptenare gesê, soek vir my 'n dode besweerster, sodat ek haar kan gaan raadpleeg. Sy amptenaar het vir hom gesê, daar's 'n dode besweerster in Endor. Saul het hom vermom en ander klere aangetrek en hy en 2 manne het gegaan in die nag by die vrou aangekom en gesê, tree vir my in as waarsegster op deur die gees van 'n afgestorwene en laat vir my die een opkom wat ek vir jou sê. Maar die vrou het vir hom gesê, jy weet baie goed wat Saul gedoen het en dat hy die dode besweersters en waarsêers in die land uitgeroei het. Waarom stel jy vir my 'n lokval om my dood te maak? Maar Saul het vir haar 'n eed afgelê in die naam van die Here. So seker as die Here leef, jy sal nie oor hierdie saak gestraf word nie. Toe vra die vrou, wie moet ek vir jou laat opkom? En hy antwoord, laat Samuel vir my opkom. Toe die vrou vir Samuel sien, het sy hart geskreeu en vir Saul gesê, waarom het u my bedrieg, u is dan self Saul? Maar die koning het vir haar gesê, moenie bang wees nie, wat sien jy? En die vrou sê vir Saul, ek sien 'n wese uit 'n ander wêreld opkom met die aarde. Hy sê toe vir haar, hoe lyk hy? En sy sê, 'n ou man kom op en hy het 'n mantel aan. Saul het toe geweet dat dit Samuel is. En Saul het diep gebuig en eer aan hom betoon. Samuel het vir Saul gevra, waarom steur jy my deur my te laat opkom? En Saul antwoord, ek's baie bang want die Filistyne veg teen my en God het my verlaat. Hy antwoord my nie meer nie. Nie deur profete nie en ook nie deur drome nie. Daarom het ek jy opgeroep om my in te lig oor wat ek moet doen. Maar Samuel sê, waarom raadpleeg jy my dan as die Here jou verlaat en jou teenstander geword het? Die Here het gedoen soos hy deur my gesê het. Die Here het jou koningskap van jou afgeskeur en het aan jou naaste aan Dawid gegee, want jy het die bevel van die Here gehoorsaam. Jy het nie die bevel van die Here gehoorsaam nie en sy gloeiende toring nie op Amalek gewreek nie. Daarom het die Here nou hierdie ding jou aangedoen. Die Here sal Israel saam met jou in die mag van die Filistyne oorgee, en môre sal jy en jou seuns by my wees. Die Here sal ook die leer van Israel oorgee in die mag van die Filistyne.
Saul het met eens sy volle lengte op die grond neergeslaan en hy het baie bang geword vanweë die woorde van Samuel. Hy het geen krag gehad nie, want hy het die hele dag en nag nie geëet nie. Toe die vrou na Saul toe gekom en gesien dat hy baie bewe, sy het vir hom gesê, ek het aan u versoek toegegee en ek het my lewe op die spel geplaas toe ek na u geluister het. Gee dan tog nou toe aan u versoek. Aan my versoek en laat ek vir u 'n stukkie kos voorsit. Eet dan, sodat daar weer in u krag kan kom en u verder kan gaan. Maar hy het geweier en gesê, ek wil nie eet nie. Sy manne en ook die vrou het by hom aangedring, totdat hy hulle sin gegee het. Hy het van die grond af opgestaan en op die bed gaan sit. Die vrou het 'n kalf by die huis op stal gehad en sy het dit gaan slag. Sy het ook meel gevat, dit geknee en ongesuurde brood gebak. Sy het dit vir Saul en die manne voorgesit en hulle het geëet. Daarna het hulle opgestaan en dieselfde nag nog weggegaan. 'n Hele klomp dinge wat 'n mens kan opval as jy die verhaal lees. Maar wat vir my opval is dat dit 'n tragiese storie is. Regtig 'n tragiese, hartseer verhaal. Saul is die eerste koning van Israel. Hy is God se uitverkorene as koning. Ons lees dat hy 'n besondere mens was. Dat hy 'n kop langer as sy volksgenote was. 'n indrukwekkende man, 'n majestueuse man met baie talente. Wat meer is dit, sommer net na sy salwing is hy vervul met die Heilige Gees tussen 'n klomp profete. En dit was ook nie die eerste keer dat dit met hom gebeur het nie, want jare later, toe dit al sleg gegaan het met hom en hy agter Dawid aan was wat hy uit jaloesie wou uitroei, het dit ook met hom gebeur dat die Heilige Gees hom vervul het vir 'n hele dag. Hy moes 'n voorbeeld stel vir die konings wat hom sou volg. As die koning van die Here se volk moes hy gehoorsaam en onderworpe gebly het aan God. Dit het nie gebeur nie. Sy afdraande pad het van vroeg af begin, tot by die tragiese oomblik dat hy die opdrag van God ontvang het om die Amalekiete met 'n banvloek te tref, en hy toe op sy eie besluit het, hy gaan nie daaraan gehoor gee nie, hy gaan vir een of ander rede wat wraggies net hy weet hoekom die Amalekiete se koning spaar, en hy gaan die beste vee byt. As God beveel die banvloek moet 'n volk tref, dan beteken dit dat sy toorn ontvlam het teen daardie volk. Dat hulle op daardie vroeë stadium wat God homself deur Israel wou bekend maak, 'n verderflike invloed gehad het, amper soos die luiperd wat jy op jou oom se plaas wil gaan skiet. PW omdat hy al die vee uitvang, en wat maak jy met so 'n pestdier? Jy rooi hom uit. En God sê, roei hierdie mense uit, vir watter rede hy dit ook al gesê het, en Dawid, Saul weet beter. Saul weet beter en hy besluit om die koning en 'n klomp goed te spaar, en daar en dan lees ons dat God vir Saul verlaat het. En nou gebeur met hom wat Romeine ook sê, dat as jy jou rug op God draai, dan gee hy jou eenvoudig aan jouself oor. Want ons is heeltemal in staat om onsself te vernietig, en die afdraande pad word al hoe sterker en steiler, tot by die amperste heel laagtepunt van sy verhaal, wat ons vanaand lees hier by die heks van Endor. Die laagtepunt was toe hy net na hierdie gebeure sy eie lewe geneem het. Toe die wapendraer hom nie die guns wou doen om hom dood te maak nie, en hy sien hoe dat hy die oorlog verloor en sy 3 seuns doodgemaak is, en ons ken die storie, hy toe vooroorval in sy swaard, en hy is dood. Maar kom ons kom terug by dit wat ons vanaand hier gelees het. En die aanleiding van hierdie gebeure was juist die dreigende oorlog met die Filistyne wat koning Saul se hart water gemaak het. Hy het verlang na 'n woord van die Here, maar die Here het hom verlaat. So daar was niks, ons het gelees. Hy het nie die Here gehoor in 'n droom wat in daardie tyd die manier was om dit te doen nie, ook nie deur die Urim nie, die lot soos ons dit vandag
sou noem hulle het so half die lot gegooi en dan het hulle daaruit 'n antwoord gekry. Niks nie, niemand wat vir hom wysheid kon bring nie. Sy mentor, sy getroue profeet Samuel is dood en begrawe soos ons hier in vers 3 gelees het. En nou het Saul uit opsies uit gehardloop. Soos wat hoeveel mense ook maar doen, dat hulle heeltemal goed regkom sonder God, totdat die kaartehuis heeltemal ineen tuimel, en dan word daar na God toe gehardloop, wat maar hier gebeur. En nou soek hy 'n dode besweerder. Want al een wat hy nou nog kan dink met hom sal praat, is Samuel, en hy moet vir Samuel in die hande kry om 'n woord van die Here te verneem, maar nou het ons ironies genoeg gelees net voorheen, dat hy al die dode besweerders uit Israel uit die land verban het, en nou soek hy een. En een het oorgebly daar ver in die platteland waar die koning se mag 'n bietjie afgewater word, en dit is die heks van Endor. Die vyand was op hierdie stadium so naby, dat Saul hulle kamp kon sien. So dit is nou dringend. Hy moet nou dringend iets doen. En hy was doodsbenoud met die vyand so naby aan hom, en nou gaan hy die een wat hierdie mediumse waarse is verbied het, en hy gaan soek een incognito, nie as koning nie, 'n soort voorteken, dat sy koningskap maar eintlik op 'n einde was. En hy gaan sien haar, daar in die platteland. Hy vra die medium, roep vir my vir Samuel op. En dan volgens die verhaal, verskyn Samuel uit die doderyk en praat met hom. En dis nie seker nie, maar dit lyk nie asof Saul hom kan sien nie. Maar hy kan met hom praat, deur die medium. Dalk. Of was hy regtig daar? Kon Saul hom hoor, maar hom dalk nie sien nie. Kon nie die medium hom sien. Want Saul wil by haar weet wat en wie sien hy. Maar wat sy sien, laat haar skreeu. Het sy geskreeu van vrees, omdat sy vir Samuel erken het, bekendste profeet in Israel in daardie tyd? Het sy geskree omdat sy ewe skielik vir Saul erken het, dat dit die koning was wat gesê het, jy mag geen dode besweerders hier wees nie? Was sy bang daarvoor? Of het sy geskreeu van vrees, omdat daar dalk regtig iemand uit die doodheid aan haar verskyn het? Ons weet nie. Die Bybel swyg oor al hierdie vrae. En as die Bybel daaroor swyg, dan beteken dit dood eenvoudig, dit is nie vir ons nodig om dit te weet nie. Uit die verhaal van die ryk man en Lazarus, lyk dit ook nie eintlik of daar uit die doderyk enige toegang tot die aarde is nie. Kommunikasie van die dode met die lewende is 'n groot vraagteken in die Bybel. Word nie beantwoord nie. Tot vandag toe ek vermoed ten sterkste, dat dit so is, sê die Bybel nie klink klaar dat die mediums bedrieërs is nie. Hulle sê ook nie klink klaar dat die mediums in die mag van Satan is nie. Ek dink persoonlik hulle is. So tot vandag toe weet ons nie. Is hulle in diens van die duiwel en sy magte? Ek dink so. Maar ons weet nie presies nie. Die verhaal is koud en klinies. Die vrou roep op die een of ander manier daar na die geesteswêreld of die doderyk. En Samuel kom en hy verskyn uit die dode en hy praat met Saul. En van dit wat hy vir Saul sê is eintlik niks nuut nie. Al wat nuut is die feit dat hy en sy seuns die volgende dag gaan sterwe. Al die ander dinge wat sy sê het Saul geweet. Maar nie net hy nie, die grootste deel van Israel het seker al op hierdie stadium hierdie dinge geweet, dat die koningskap van Saul weggeneem is, en dat dit vir Dawid gegee is, al in die dae toe Samuel nog gelewe het. Maar wat die Bybel vir ons wel in verband hiermee sê, of wat ons uit die Bybel uit weet, is dat die Bybel sulke optrede ten strengste verbied. Duidelik in Deuteronomium 18, hier van vers 9 af. Wanneer in die land kom wat die Here jou God vir jou sal gee, moet jy nie
die afskuwelike praktyke van daardie nasies aanleer nie. Daar mag nie iemand by jou wees wat sy seun of dogter as offer laat verbrand nie. Daar mag nie 'n besweerder by jou wees nie, ook nie 'n towenaar of iemand wat voortekens lees of 'n goëlaar of 'n slangbesweerder of iemand wat geeste om inlig te vra en dooies raadpleeg nie. Die Here het 'n afskuw van elkeen wat hierdie soort ding doen. En Saul het dit geweet. Hierdie boek het al in sy tyd bestaan, Deuteronomium. Trouwens, dis juis oor die afskuwelike praktyke van die Kanaaniete dat die Here jou God hulle in jou belang gaan verdryf. Jy moet opreg wees voor die Here jou God. Hierdie nasies wat hy gaan verdryf, luister na towenaars en besweerders, maar die Here jou God verbied jou om dit te doen. So die Bybel is nie absoluut duidelik daaroor of dit kan nie. Die Bybel sê dit mag onder geen omstandighede gebeur nie. En duideliker kan dit nie gesê word nie. Want die hartseer Saul is lank al buite God se wil, en nou sit hy as dit ware die laaste kersie op die koek. So het ek gesê, ek weet nie wat regtig moontlik is om die dode te raadpleeg nie, ek dink dit is maar deur demone wat dit gebeur, en daarom bly hierdie verhaal vir ons boeiend en ruiselagtig en gehul in geheimenis, maar die Here waarsku ons ernstig om nie daarmee te eksperimenteer nie. Nou wat leer 'n mens hieruit? Vir jou lewe. Al staan hierdie raaiselagtige gebeure in die verhaal en al wonder 'n ou nou oor die heks van Endor en die oproep van geeste, gaan dit in die verhaal ten diepste oor Saul. Nou is dit so dat alle spreekwoorde wat ons gebruik nie altyd waar is nie. Een van hulle onder andere is, die vere maak nie die voël nie. Gaan kyk bietjie hoe lyk 'n kaal geplukte papegaai, en jy sien dis nonsens. As Drie se buddy homself so kaal pluk, dan lyk hulle maar verskriklik simpel. Om die waarheid te sê, ek dink daar is niks leliker as 'n ou kaal geplukte papegaai nie. Ek het nou die dag weer een gesien met so klossie vere hier, en die res lyk soos hierdie hoenders wat ek my Weber braai, en dan dink hy is grand. 'n Ander spreekwoord. Goed begin is half gewin. En hierdie verhaal wys vir ons, dis nie waar nie. Saul het regtig goed begin. Maar kyk waar eindig hy. Jy kan goed begin en baie sleg eindig. Hoekom? Omdat jy weggedwaal het van God af. En wat Saul se tragiese verhaal vir ons leer is dat hoe verder jy afdwaal, hoe desperater word jy in jou toestand, en hoe desperater jy word, hoe meer maak jy droog. Want die stuk wat ons in Deuteronomium gelees het, sê vir ons, klink klaar duidelik, wat Saul nou gaan doen, mag nie. Die Here het 'n afskuw van iemand wat dit doen. En nou is die ergste dalk in hierdie verhaal, dat dit lyk asof Saul nie van God vergeet het. Maar nou probeer hy een sonde met 'n ander een regstel. God het natuurlik nie van Saul vergeet nie. Want as God regtig van hom vergeet het, sou Samuel nie aan die medium verskyn het nie. God sou daar 'n stokkie voorgesteek het. Dis deur God se hand ter wille van Saul dat Samuel gestuur word. Maar kyk wat gebeur nou. In sy absolute uur van nood vergeet Saul, lyk my, skielik hier van God. Want anders sou hy nie voor Samuel laag neergebuig en soos 'n dooie neergeslaan het. Hy sou voor God neergebuig het. Hy sou vir God gesê het, Here, vergewe my. Here, wees my genadig. Maar sy pad loop afdraande. Hy besluit om Samuel te raadpleeg. Hy besluit om laag voor Samuel te buig, en dit beteken hy wil hom aanbid. Hy slaan op die grond neer voor Samuel. As hy afdraande paadjie loop, al hoe vinniger soos 'n
vragmotor teen 'n styl bult af, wat sy remme gegaan het. Vinniger en vinniger en vinniger. En daar's net een einde aan die einde van daai afdraande, en dis totale vernietiging. Ek dink dat 'n mens hieruit kan leer, vir ons, en vir mense wat ons ken, is dat dit nooit te laat is om die saak met God reg te maak. Selfs te midde van hierdie afskuwelike ding wat Saul hier doen, wil hy ou amper sê, speel God saam, en wil hy vir Saul nog 'n kans gee om te sê, Here my God. Hy doen dit nie. Ons lees net dat hy sy eie kop volg, dat hy doen wat hy wil. Ons lees nêrens, hy hoor nie die Here se stem nie, die Here verskyn nie meer aan hom nie. Nêrens lees ons dat hy ergens moeite doen om die saak met God reg te maak. Selfs toe hy hoor, môre is jy dood, is dit asof sy hart so verhard geword het, dat hy dood eenvoudig aangaan. So dis nooit te laat om die saak met God reg te maak nie. Dis hoekom hy sy seun gestuur het. En as dit lyk asof God lank swyg, dan lyk dit net so. Dit is nie werklik so. Wat hy doen, is hy wag. Die Duitsers sê dit so mooi, met gespannter aufmerksamkeit, wat beteken, hy sit gespanne en dophou, of jy nie asseblief tot bekering wil kom. Want ons het al hoeveel keer gesê, God is nie soos 'n terroris wat deure afskop en instorm in jou harte nie. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Daar's nog ander raaiselagtige gebeure in die Bybel wat nie heeltemal verklaarbaar is nie. Maar wat tog sin maak, as dit nie losgemaak word van die konteks van die groter verhaal van God se reddende verhaal, sy genade in Jesus Christus. En ek dink dan moet 'n ou nou nie by die raaisels vassteek as jy die Bybel lees. Jy moet nou nie jou staande verknies oor, kan 'n dooie nou regtig aan jou verskyn nie. Jy moet dood eenvoudig kennis neem daarvan dat Deuteronomium sê, ek en jy moet nou byvoorbeeld nie by die ou tannie met 'n karavaan daar by Hemingways gaan stop en nog vir haar betaal ook, om 'n ding te doen waaraan van die Here 'n afskuw het. Dus so eenvoudig is dit. Dis vir ons genoeg. Dit is wat ek moet weet. Soek na God se woord, of in God se woord in daardie gedeeltes. Die belofte, en dit is waaroor dit gaan. En die tragedie van die verhaal is dat Saul dit nie gedoen het. Die belofte is dat elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En wie na hom soek, sal hom vind, of deur God gevind word. As God op 'n stadium, ergens in jou lewe, stil raak, wegraak, dan is dit nie God wat weg is nie. Dan is dit as het ware God wat wag vir toenadering. En op sy tyd, en op sy manier, sal hy aan jou verskyn. Amen. Here onse God, dankie dat ons in die woord lees, dat soos die ou nagmaalsformulier wat ons dan volgende Sondag gaan vier sê, dat u die angste van die hel deurgegaan het, aan die kruis uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat, sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie. Here, help ons wat u kinders is, wat u lief het, om die boodskap uit te dra, ook van vanaand. Dat dit vir niemand op hierdie aarde nodig is, dat jou lewe eindig soos by Saul nie. Maar dat daar altyd genade is. Altyd die verlange van God, dat 'n sondaar hom sal bekeer. Here, gebruik ons om daardie boodskap elke dag, waar ons ook al kom, uit te dra. Dat ons sal weet, daar is nie een mens op hierdie aarde wat te sondig is, om deur u vergewe en aangeneem te word nie.
Here, help ons om in hierdie week as ons hier uitgaan, draers te wees van daardie boodskap. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Ons het geleentheid om ons dankoffers vir die Here te gee. Oor ons land roep ons sy naam, en ons bid in Jesus naam. Stuur ons met u gees. Laat die liefde in ons leef, laat die woord ons land regeer.